Goeiemôre Suid-Afrika, dis nou al 1700 daar by julle op hierdie 13de Mei. Nee, waar val ek nou uit? 13de Julie van 2026 en so 'n bietjie update van wat aan die gang is in Iran. Ek was nou stil die naweek oor die Iran-oorlog en dat nogal baie dinge gebeur. Iran het uit sy eie wysheid besluit hier Saterdagoggend vroeg om weer op 'n skip te skiet daar in Hormuz op 'n Cyprus skip. En wat gebeur toe? Toe retaliate die US military maar. Onthou president Trump het vir hulle gesê, julle skiet een skoot, ons skiet 20 skote. En dis wat gebeur het. Hulle is hard geslaan reg oor dele van Iran. President Trump sê hulle kom uit, hy vertrou hulle glad nie. Hulle kom uit met 'n goeie deal in die onderhandelings en 'n ding wat sin maak vir al twee kante en dan as hulle daar uitstap, 'n halfuur later dan skiet hulle drone op 'n skip. So hulle wil nie hoor nie. Daar's nie beheer tussen die negotiators en die IRGC se leiergroep nie. Die IRGC se leiergroep wil maak wat hulle wil. Hulle besluit hulle skiet op teikens en dan mense dit aanvaar, so hulle wil probeer nog steeds Hormuz sluit en hulle wil daai ding kontrol want hulle het op die skip geskiet wat nie deur hulle gedeelte van Hormuz gery het nie en nie by hulle kom tolgeld betaal het nie, so skiet op hy skip daar op daai Cyprus skip. Toe word hulle hard gestryk en toe besluit hulle moet maar retaliate. Nou retaliate, hulle skiet hulle missiele en drones oor daar na die UAE toe in Qatar en Kuwait en sommer tot by Jordan. Nou, een ding wat baie interessant is, hulle het nog nie weer op Israel geskiet nie. Hulle langafstand missiele is dalk nie meer daar nie, want hulle skiet nie meer op Israel nie, dis wat ons in die verlede gedoen het. So, dis iets wat ons moet oplet vir die future reference, is interessant. Iemand sê, een of ander kommentator sê nou weer, en typies siviele oor wat nog ooit nie weermag was nie, wat nie verstaan van oorlog nie. Nee, maar Iran skiet nie op Israel nie, want hulle hou hulle beste wapens vir laaste. Ja, mooi. Jy so julle weermag verloor, maar jy gaan jou beste wapens hou vir later. Okay, maar anyway, die wat dit gehoor het, is vals. Hulle het nie beter wapens wat hulle vir later hou nie, want hulle sou dit lankal gebruik het. Intussen het Iran nou probeer vir president Trump assassinate. Laasweek daar met sy besoek in Turkey vir die NATO beraad, jy het gesien toe hy daar weg is, het hy geswitch met vliegtuie en dis wat hulle baie keer doen anyway, maar daar was 'n spesifieke intelligence het gekom het van Israel af, hulle het beplan, iemand het beplan om van die Iran regering om daai vliegtuig af te skiet, of te try afskiet met president Trump binne. En hulle het nou openlik vir president Trump gedreig, het gesien daai optogte laasweek, of nie optogte nie, die begrafnis van hulle dooie Ayatollah, het groot banners gehad, will kill Trump, en hulle probeer nog steeds attempt op sy lewe te maak. Daar is nou baie credible intelligence en dis die verkeerde idee om probeer Amerika se president uit te haal. Dus jy kan try, kyk Amerika het hulle president uitgehaal, so hulle wil seker maar dit terugkry. Hulle kan maar try seker, weet nie of hulle gaan regkom nie en wat gebeur as hulle dit regkry. Ek wil nie in daai land sit as dit gebeur nie. Guy Ayatollah, wat oorgevat het by sy pa, het nog steeds nie sy gesig gewys nie. Hy kruip nog in 'n bunker weg, as hy lewe. Baie kommentators en baie intelligence dink hy is ernstig beskadig, gewond, disformed, whatever, dis hoekom nie. En hy wil nie sy gesig hy wil nie uitkom nie, want hy's bang. Nou, wat vir my snaaks is, hierdie radikale moslems is groot bek mos op uitsprake. Ons mater vir ons Allah en vir al die, maar nie ons nie, ons mense moet dit doen, hulle moet hulle self gaan opgee, ons nie, ons moet in die bankers wegkruip, en nog 'n lekker lang lewe hê, en lekker lewe daaronder. Ons kan nie die banker uitkom nie, want dan gaan ons klap, so ons kruip aan die banker weg. So, groot bek, né? Hulle sal hulle self opoffer mater vir hulle Allah, maar nie hulle nie, hulle mense moet dit doen. Dis die tipe mense met wie mense nie so werk. En dan sal mense wat hulle support, verstaan daar nie glad nie. Nogal mense wat probeer voorgee as intelligent. Hulle sal hulle volg, maar dis fyn. So dis my
report vandag oor die Iran-oorlog. Hierdie ding is nog nie verby nie. Amerika gaan voort met strikes en hulle gaan die strikes net groter en groter maak. Hoe meer Iran skiet op die buurlande en op die skepe in Hormuz, hoe meer gaan daar 20 keer teruggeslaan word. En dit word op heiliglik gedoen. Ek sal maar later weer berig aan nog iets verder. Geniet die dag verder.